Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons is selfs vanmôre met Louise Snyman, sy is direk die hoofuitvoerende beampte van die Vicinity Groep en ons praat vandag 'n bietjie oor koop of huur. Is dit dieselfde ding? Is dit nie dieselfde ding nie? Wat is die beste opsie en dis meer? Goeiemôre. Môre julle. Welkom terug. Dankie. Louise, kom ons begin maar by daai faktore. Wat is die faktore wat 'n mens na moet kyk? Wat besluit jy of as jy moet huur of jy moet koop? Wat gaan jou lei? Want ek dink finansies is natuurlik die mees logiese en voor die hand liggende een. As jy wil koop, moet jy finansiëel in 'n posisie wees om te kan koop. Maar ek dink daar's 'n klomp ander faktore. As ek so twee moet uitlig, jou lewensfase. Jy weet jou besluit verskil baie as jy 20, 40, 60 of 80 is, as ons dit nou maar in groot happe kan vat. En dan sal ek ook sê nie jou lewensfase nie, maar jou medium tot langtermyn sekerheid oor waar jy is, waarheen jy wil gaan, is jy gevestig, hoe lyk jou omstandighede met 'n gesin, as jy enkelopend. En dit het eintlik 'n baie groot, want ek dink die laaste ding wat jy wil doen is om te vestig op 'n plek en dan oor 'n jaar agter te kom, o ja, nou ek het nou gekoop, maar hier wil ek nie wees nie. So ek dink daai drie faktore moet 'n mens definitief in ag neem in 'n geheel en dan kan jy besluit man, is hier die beter opsie of koop die beter opsie. As ons kyk na die huidige ekonomiese stand van sake in Suid-Afrika, watse voordele is daar vir hier en watter persoon sal eerder hier? Man, hier is eintlik maar 'n manier om jou onsekerheid te bestuur, nee. As jy nie seker is oor die area nie, as jy nie seker is oor die ontwikkeling of die ontwikkelaar nie, as jy nie seker is oor waar jy gaan wees oor 'n jaar nie, jy kyk nog na werk, jy gaan dalk skuif, kan jy baie makliker jou onsekerheid bestuur met hier. En natuurlik as jou finansies dit nie toelaat nie, is hier 'n goeie opsie. Ek dink hier in Suid-Afrika is redelik eenvoudig. Dis redelik beskikbaar. Dis nie komplekse kontrakte nie. Die huurder word baie goed beskerm. So dis definitief nie 'n slegte opsie as dit pas in jou lewenstyl op daai oomblik nie. Mense koop dikwels eiendom vir beleggings. Maar daar is natuurlik 'n paar rooi ligte waarvoor 'n mens moet attent wees op, né? Ja. Kyk, ek dink een van die grootste goed wat ons sien is ons raak so verlief op die huis dat ons vergeet van die somme. En die vrouens is ongelukkig baie skuldig want daai Pinterest fotootjies is so mooi. So jy moet baie mooi gaan dink. Dit gaan nie net oor die kapitaalbelegging nie, gaan kyk na die volhoubaarheid na die tyd. Eiendomsbelasting, heffings. Maak seker jy laat ruimte vir onvoorsiene onderhoud wat jy nie dalk beplan het nie. So ek dink langtermyn volhoubaarheid vir na die tyd is baie belangrik en dan weer eens maak seker jy weet waar jy koop en wat jy koop en wie is die gemeenskap waarin jy koop. En wie gaan die plek bestuur op die langtermyn as jy byvoorbeeld 'n ontwikkeling koop. Hoe beïnvloed rentekoerse en as ons kyk na ekonomiese onsekerheid die keuse om eerder te huur? Ja. Maar Jennifer, ek dink ekonomiese onsekerheid is maar deel van ons alledaagse bestaan, hè, rentekoerse en wisselkoerse en politieke risiko ensovoorts. So ek dink jy moet jou besluit neem met dit in ag geneem. So maak seker dat die besluit wat jy neem voorsiening maak vir daai onsekerheid. As die rentekoers opgaan met 1 of 2 basispunte, dat jy nie met jou broek op jou knie gevang word nie. Okay. Ek ken mense wat hulle lewe lank nog net huur en dan dink ek, hoe kan 'n mens dit doen? Maar tog is daar gevalle wat huur beter is as koop. Watter situasie sal dit wees? Ek dink as jy eers moet seker maak of jy op die regte plek is. Ek dink as jy nie weet of jy volgende jaar nog hier gaan werk nie, ons kry baie huurders, veral hier in Pretoria, wat hier en dan oor 'n jaar sê, "Ja, ek het nou 'n werk gekry in Johannesburg. Jy weet nou ry ek 'n uur en 'n half werk toe en terug. Ek wil eerder daar gaan bly." Ja. Maar wanneer jy gevestig is, jou kinders is dalk in die skool, jou gesin is gevestig, jy het 'n besigheid, jy weet wat redelik vas is, dan sou ek dink is dit 'n goeie tyd om te sê, okay, maar nou is die regte tyd om te koop. Vicinity Groep werk met of groep werk met koop en huur. Hoe maak julle seker julle help julle kliënte sonder om bevooroordeel te wees? Ek dink omdat ons beide doen, het ons nie noodwendige voorkeur nie. Vir ons 'n kliënt is 'n kliënt. As ons 'n kliënt kan help om sy probleem op te los, dan is ons gelukkig. Of hy nou huur of koop, maak nie vir ons so groot verskil nie. Ek dink wat belangriker is, jy wil jy met die regte besluit maak, want jy wil nie sit met iemand wat 'n huis koop en dan oor 'n jaar is hy ongelukkig nie, ongeag. So ja, ons het ook 'n redelike blootstelling aan as iemand kom en sê man, ek het 'n baie beperkte 3 miljoen rand begroting, dan weet ons wat om vir hom aan te bied. Of iemand wat sê man, ek weet nie of ek oor 2 jaar nog hier gaan wees nie, dan weet ons miskien met 'n mens vir hom neig en sê man hier eers. En as hy dan reg is, dan kom koop jy. Mense Google goed, jong. Ons is nou slim. Almal is nou slim. Maar wat kan 'n mens by julle kry wat jy nie by Google kry nie?
Kyk, Google sê vir jou baie goed en pryse en wie en waar en hoeveel is verkoop. Ek dink kennis oor die plaaslike omgewing, kennis oor waarheen gaan die omgewing waarin jy huur of koop, watter ontwikkelings kom verder, infrastruktuur, opgraderings en uitbreidings wat ek dink veral hier in Pretoria ook baie belangrik is. Dit gaan jy nie op Google kry nie. So ek dink ons probeer regtig om te verstaan wat in die omgewing aangaan waar ons belê, want dit is vir ons ook belangrik om ons beleggings te beskerm. So daai bietjie vooruitkyk gaan jy nie op Google kry nie. Hoe help Vicinity Groep dan hul kliënt om daai rooi vlaar raak te sien as dit nou kom by huurkontrakte of kooptransaksies byvoorbeeld? Maar ek dink ons probeer baie van ons huureenhede is eenhede wat ons self ontwikkel het, so ons weet wat ons het en dan verhuur ons dit. Ons behou baie keer die meerderheid van die eenhede sodat ons in beheer is van die bestuur van die kompleks en dieselfde geld met ons groter ontwikkelinge, Bateleer, Balders. Ons bestuur dit vir 'n baie lang tyd in die ontwikkelingsperiode en probeer dan ook betrokke bly daarna, sodat mense bietjie meer jou kliënt se belegging kan beskerm, of hy nou huur of koop, ongeag. Jy praat nou van 'n kliënt se belegging beskerm. Jy sien julleself as 'n vernoot op die eiendomsreis. Ja. Is daar 'n geval waarna jy kan verwys waar jy 'n positiewe invloed gehad het op iemand se keuses? Ek dink sommer onlangs 'n voorbeeld, ons het 'n kliënt gehad wat van buite af getrek het en nie die dorp geken het. Byvoorbeeld Nelspruit is iemand wat in Nelspruit toe getrek het. Gesê hy ken nie die dorp nie, hy ken nie die omgewing nie, maar hy hou baie van die huis. Hy wil hom koop. Toe het ons vir hom gesê, man, hier eerder vir 'n jaar. Julle weet nie lekker waar julle wil wees nie. Kom in hier vir 'n jaar en as julle oor 'n jaar besluit julle wil die huis koop, dan koop julle die huis. As julle oor 'n jaar besluit julle trek, dan verkoop ons die huis aan iemand anders. So ons probeer dit 'n bietjie struktureer. As iemand byvoorbeeld kom en sê, man, ek weet nie of ek dalk oor 2 jaar bo in Afrika gaan werk nie, maar ek gaan en ek kom terug, dan lei ons hom om te sê, maar okay, daar's 'n beter opsie vir jou om te koop. Jy kan weggaan en jy gaan 'n goeie huuropbrengs kry op daai spesifieke tipe eenheid. En as jy terugkom, dan kan jy weer in jou huis gaan bly. So mens probeer maar 'n paadjie stap saam met jou kliënte. Ja. Hoe help julle mense om slimmer te belê? En ook, wat is van die grootste foute wat mense moet probeer vermy wanneer hulle belê? Maar ek dink dit kom terug by daai volhoubaarheidsom. Jy moet seker maak jy kan daai kontantvloei hanteer in die eerste 3 jaar. Jy moet seker maak jy maak voorsiening vir die onvoorsiene en dan weer eens gaan doen baie navorsing oor die omgewing. Dis verskriklik belangrik, weet, om te belê in 'n plek en 'n jaar of 'n jaar en 'n half later te besluit jy moet hom verkoop, is finansiëel regtig nie voordelig, tensy jy natuurlik spekuleer. Dis heeltemal 'n ander scenario. Maar as jy gaan belê vir jouself om te bly, doen eerder jou navorsing, vat 'n bietjie langer, maak die regte besluit as wat jy oorhaastig is en die verkeerde besluit maak. Jy het dan verwys na Nelspruit en Mpumalanga waar jy werk, waar jy betrokke is. Jy is betrokke in Gauteng en in Pretoria. Ja. Waar is julle oral in Suid-Afrika geleë waar mense kan gaan kyk? Want dit is belangrik om te weet as ek daarom jy sê, waar wil ek 'n huis hê? Ja, kyk, op hierdie stadium is ons grootste ontwikkelings in Nelspruit en ook die grootste deel van ons huureenhede en dan het ons ook net verhuuringseenhede in Pretoria. Meeste maar hier in die ooste van Pretoria. So ons ken hierdie gedeelte van die stad baie goed. Maar tussen daai twee is ons grootste bates Vind julle dat jy het nou gepraat van 'n mens kan vooruitkyk, die stads- en streeksbeplanning van areas. Dat daar soms goeders anders uitdraai as wat die algemene publiek dink. Ja, dis 'n wesenlike ding om te bestuur deesdae, nee, want ek bedoel daar so 'n klomp wette wat dit eintlik reguleer, maar die wetstoepassing is nie eintlik baie goed nie, as ons dit nou maar kan eerlik sê. So jy weet infrastruktuur, elektrisiteit en water wat julle nou sal weet, daai goed is groot uitdagings. So jy moet voorsiening maak. Ons doen nie meer 'n ontwikkeling waar ons nie voorsiening maak vir bystand krag en water nie. Net as 'n reël. Dis 'n standaard. Jy kan nie eintlik vir iemand 'n huur of 'n koophuis gee en sê maar ek kan nie vir jou bystand water en krag gee nie want die infrastruktuur is ongelukkig nie betroubaar nie. So en vir iemand wat bly, dis belangrik. Dit is absoluut dis baie belangrik. Louise, baie dankie jy draai kom maak het. Dankie vir jou tyd vanmôre. Dankie julle, lekker vakansie hou. Dankie. Dis dan Louise Snyman van die Vicinity Groep. Maak gerus 'n draai by hulle webtuiste, Vicinity Groep of Vicinity Group, Engels of Afrikaans.co.za vir meer inligting. Ons is nou terug en dan kuier François bietjie met Frikkie oor die rentekoerse.